Dag mense, baie welkom terug by Tussen die Lyne. Nou, as ons 'n bietjie kyk wat om ons aangaan, ons hoor gereeld van die Noordvaal Versekerbeker, ons hoor van die Diamantveld derbies in die begin van die jaar, die groot Affie Grey derby, maar ek dink julle sal met my saamstem, die grootste waarna almal uitsien is die Kruiwenweek. Jaarliks gebeur die Kruiwenweek al sedert 1964 en vandag is een van ons groot afrigters hierso om saam met ons te gesels. Dit is Braam Pretorius en hy is die Blou Bulls onder 18 Kruiwenweek afrigter. Baie welkom Braam. Baie baie dankie. Braam, nou ek gaan sommer met die deur in die huis val. Julle het 'n paar terugslag gehad nog omtrent voordat die Kruiwenweek begin het, net nadat julle die span aangekondig het met 3 groot beserings. En vertel my 'n bietjie, so in 'n mate is die span op die agtervoet wat hulle begin het. So vertel ons 'n bietjie die verloop van die Kruiwenweek. Op die ouend weet ons waar hulle geëindig het. So ek dink uit 'n ek wat self ook 'n afrigter is, se oogpunt is mense met daai manne nou nogal oplig en aan die gang hou. So vertel ons 'n bietjie van jou reis hier afgelope week of wat. Ja, nee, dit was 'n ongelooflike uitdaging geweest. Ek dink ek is al by die Bulle betrokke sinds 2014. So en ek dink in al daai jare is dit die meeste beserings wat ons al gehad het in daai tydperk. En dit speel maar 'n groot rol. So ek sê ou doen maar jou voorbereiding. Ou begin met jou HP vroeg die vorige jaar, die einde van die jaar. En ou begin maar 'n plan in mekaar al sit en ek weet ons het op die einde 7 spelers verloor wat 'n groot terugslag was en natuurlik weet julle die permutasies en daai goedjies so wat hy ook moet kies en dit was 'n uitdaging geweest, maar dit is weer 'n geleentheid vir 'n ander speler om weer ook sy talent daarso vir ons te wys. So en ek dink ons het Dandre Brink, ek dink die week van die Kruiwenweek verloor. So dit was die laaste besering geweest. Natuurlik Fourie wat 'n groot terugslag was. Tabiso laas jaar SA skole gespeel het. En dan Yuvraj George van Garsfontein wat seker een van die top 3 drukkers in die Noordvaal is. So ja, nee, dit was regtig 'n uitdaging geweest, maar ek moet sê die spelers wat ons toe gekies het wat laat ingekom het regtig hulle kant gebring. Ek dink ons het regtig 'n goeie Kruiwenweek gehad. As mens alles in ag neem wat gebeur het, so ek sal sê dit was 'n goeie week vir die Bulle gewees. Met hierdie 7 beserings soos waarvan jy nou gepraat het, wat het jou die meeste verras van die groep die week? Ek bedoel, want hierso is nou nuwe ouens wat skielik moet inkom en ek weet mense het 'n hele proses, maar ja, ek sou wou weet wat was vir jou die verrassing? Wat was jou daai lekkerte wat die ding wat maak wat jou as afrigter laat aanhou afrig? Ek dink definitief die spangees onder die ouetjies. Ek dink dit was 'n lekker diverse groep van skole reg oor Pretoria. En ek dink die samehorigheid tussen die ouens was ongelooflik geweest. Almal was daar om hulle werk te gaan doen. So ek moet sê dit was regtig 'n lekker groep seuns om mee te werk. En almal het dieselfde doel gehad. Ek dink ook die groep was dalk nie al die groot uitskietsterre wat ons vroeër jaar al gehad het nie, maar hierso was talentvolle spelers wat almal regtig goed saamgewerk het. So ek moet sê dit is nogal iets wat uitgestaan het, die spangees onder die ouetjies. Braam, net voordat ons aangaan, ek wil net vinnig hoor die HP waarna jy verwys het. Sal jy 'n bietjie uitbrei daaroor asseblief? Ja, HP staan vir 'n high performance groep. So elke jaar die einde van die jaar het ons 'n klomp spelers wat ons identifiseer wat provinsiaal gespeel het op onder 16 vlak en die wat nog onder 17 is wat provinsiaal daai jaar gespeel het. Ons sit hulle bymekaar, ons is 'n groot groep. Ons werk bietjie aan vaardighede, basiese lingo wat ons gebruik op die Kruiwenweek, wat ons nou weet calls en goedjies daar gee. So net om almal so vinnig op dieselfde bladsy te kry, omdat daar baie spelers van baie verskillende skole afkom en party skole speel anderste en hulle goedjies weet hulle dalk nie, hulle verdedig dalk bietjie anderste of hulle doen racking bietjie anders. So ons probeer almal so vinnig moet ek dit op dieselfde basiese vlak kry. So dis maar waarvoor die HP daar is en ons spelers te ontwikkel ook, veral van klein skooltjies en goedjies. So dis maar 'n ontwikkelingsprogram van vaardighede. So nou terwyl jy nou praat oor die verskillende skole, ek sien ook byvoorbeeld die seuns wat gekies is vir die SA skole spanne. Dis Garsfontein, dis Affies, dis groot skole, dis eintlik aardsvyande. Hoe kry jy dit reg dat hierdie manne nou by mekaar staan en as 'n span saamwerk dan nou vir hierdie tydperk wat hulle dan deel is van die Kruiwenweek of dan nou van die Blou Bulle span?
Ja, jy sal my nie glo nie, eintlik al die spelers is eintlik baie goeie vriende van die veld af. Hulle is wel aardvyande op die veld, maar ag hulle kom ook al 'n lang pad saam van laerskool af en goedjies, so daar's eintlik 'n baie goeie verhouding tussen die seuns. Ons het die jaar van Dok Henning Gericke gebruik gemaak, wat vir ons 'n sessie 'n spanbou sessie aangebied het wat ongelooflik waardevol was en dan het ons verskeie spanbou aktiwiteite ook gedoen wat die ouetjies regtig naby aan mekaar gebring het. So en ek moet sê dit het 'n baie lekker omgewing geskep wat almal presies weet wat van hom verwag is en hulle rol wat hulle moet speel vir die span. So dit was regtig 'n goeie ding wat ons die jaar gedoen het. Sê 'n bietjie vir my die beserings, die groot hoeveelheid beserings. Het dit by hulle skole gebeur? Wat dink jy het 'n rol gespeel? Hoekom was al hierdie jaar so uitsonderlik baie beserings? Ja, dit is moeilik. Ag, baie sal sê dis te veel rugby. Maar dit was regtig frats ongelukke geweest. Dit was breuke geweest, skere geweest. So, ek kan nie regtig vir jou sê hoekom dit gebeur het of wat die oorsaak van dit was nie, maar dit was maar net frats ongelukke wat gebeur het. Vat ons bietjie terug na die eerste wedstryd toe. Julle het teen die Lions gespeel. Met 7 minute oor het julle voorgeloop. Ek dink dit was nou wel met 'n punt, maar julle was voor. En toe op die ou end toe verloor julle 43-32 as ek my telling reg het. Wat het daar gebeur? Smarissa, daar was 'n groot draaipunt in die wedstryd gewees. Die telling was 29-24. Ons was voor gewees. Daar was 10 minute oor gewees. Ons het uitgeskop vir 'n lyn staan en ons het toe oorgegaan om die 3 te druk. Ons gedink hy was gedruk gewees en hy is toe opgehou en hy het ons toe vir 'n 5 meter skram teruggevat ons bal en op daardie skram het ons 'n skramstrafskop teen ons gekry. En daar was die draaipunt in die wedstryd gewees. Ek dink as ons daai 3 toegeken was of as ons daai skram gekry het, sou ons definitief 'n 3 gedruk het daar wat ons dan 36-24 sou voorgesit het met omtrent so 9 minute oor. So ek dink daar was 'n groot draaipunt gewees. Van daar vir die Lions 2 strafskoppe gekry en van daar af toe 'n 3 gedruk. So ek dink ons glo daar weggeber het en daar was die groot draaipunt in die wedstryd gewees. Ekskuus vir die onderbreking. Nou julle sal sien my agtergrond het nou weer verander as gevolg van internet. So hier gaan ons. Kom ons kyk of dit beter gaan. Ons wil so graag lekker verder met Bram gesels. Bram, nou sommer nou net die volgende vraag. Jy het nou verduidelik met die Lions wedstryd en ja, die groot keerpunt en ek sien ook daar was 'n geel kaart gewees. Maar nou is ek seker die manne was nou sy gemoed was 'n bietjie laag geweest na daardie wedstryd. En op dag 4 moes julle toe teen die Griekwas speel en julle kom terug en julle het hierdie reuse oorwinning. Vertel vir ons bietjie van daardie wedstryd. Ja, maar as ek hom ook sê vir die grootste uitdaging om kry in week is as jy daai eerste dag verloor om die ouetjies weer op te kry om te speel. Dit is regtig moeilik. En ek dink ek kom weer terug. Ek dink die goeie samehorigheid, ons het almal saam gesit, ons het deur die wedstryd gewerk en ons het nou vir mekaar gesê dis nie ideaal om maar eerste wedstryd te verloor het nie, maar die beste wat ons kan doen is om die volgende 2 wedstryde goed te speel, te wen en soort van soos hulle sê 'n statement te maak van wat ons kan doen. En ek dink die ouetjies was regtig oorgehaal honger geweest in die Griekwas om 'n punt te bewys. En ons het regtig 'n goeie wedstryd gehad daar en dit het gelei tot die Cheetahs in die volgende wedstryd ook in waar ons regtig 'n goeie wedstryd gehad het. Ons het geweet dit gaan taai wees. Die Cheetahs Grey, selfde ding amper, is 'n baie goeie span, baie gevaarlik. En ek's regtig trots op hoe die ouetjies terug beklei het en toe op die einde daai laaste 2 wedstryde kon wen. Ja, en ek bedoel die Vrystaat was onoorwonde geweest en naby 10, maar ek dink dit maak so groot verskil in die ouens se gemoed. En soos jy dit reg genoem, vir baie van die affies was dit maar net weer amper 'n herhaling van die Grey wedstryd geweest. Ja, ek nogal dink dat dit werklik waar eintlik 'n wonderlike hoogtepunt moes gewees het vir julle as groep. En toe dan natuurlik word daar so 'n paar van die ouens aangekondig vir die SA skolespanne. Ja, nee, ons is baie trots op daai ouetjies wat toe nou op die einde van die dag dit gemaak het. Ons het 'n paar ouetjies in die SA skole A-span en in die SA skolespan. So ons is regtig trots op hulle en hulle dis wel verdiend. Dis goeie rugby spelers en daar's 'n paar onder 17s ook daar in die groep. Ek dink hulle gaan fenomenaal volgende jaar wees op die Kruienweek. Sê gou vir my een spesifieke speler wie se naam ek heelwat raak gelees het was die van Roan Flix. En
Nou dat ons so in die Springbokspan sien ook losskakel is maar so 'n belangrike posisie op die veld, nie die belangrikste natuurlik nie, maar so 'n belangrike posisie en Woesie Moyo wat nou uit onder 20 opgetrek is om nou Saterdag teen Wallis te begin byvoorbeeld. Vertel ons 'n bietjie van Roan Fliks want hy het nogal die week aan die brand geskop. Ja, kom ek sê vir jou, Roan is 'n begaafde speler. Ek dink hy het al die vaardighede om regtig een goeie rugby te speel. Bygesê hy het nog baie om te leer ook en hy's graad 11. En ek dink hy gaan nog net beter raak volgende jaar. So daar's 'n paar goedjies wat hy moet aan werk. Hy weet waar hy moet werk, maar ek moet sê sy skopwerk vir al sy palle toe is baie goed. Hy sit ook baie tyd en moeite daarin. Dit kan ek regtig sê, hy oefen regtig hard. So ons is opgewonde om te sien wat hy volgende jaar kan doen. Wat dink jy sal ideaal wees hoe om hom te bestuur? Ja, ag kyk, as al Westerlo daarso by Garsfontein is goeie afrigters. Ek is seker hy word goed afgerig en hy sal goed bestuur word. So ek dink hulle sal mooi na hom kyk. Hy's ook baie belangrik vir hulle en veral volgende jaar die Noordval reeks ook. So hulle sal mooi na hom kyk en hom bestuur. En vertel ons bietjie, daarso is nog twee ander Garsfontein spelers wat gekies is vir die SAA groep. Dit lyk vir my dit is Stefan van der Vyver as ek reg is en dan Terwyn Baron. Stefan is 'n losvoorspeler en Terwyn is 'n agterlynspeler. Garsfontein is besig om goeie ouens op te lewer as ek so die storie kyk. Ja, baie goed. Kyk, Ruben Lombard ook onder 17. Hy het ook die SA skoolspan gemaak, die vaskoppie. Yes, hy is regtig 'n goeie speler. Hy's een van die ouetjies om na uit te kyk ook volgende jaar. En dan Stefan, ons noem hom nou Kwagga, is 'n ongelooflike speler. Ek dink hy kan dit regtig ver maak, baie goeie speler. En dan Droon, die heel agter wat by die SA skole A-span is, baie aanvallend. Daai X-faktor wat hy nie kan coach nie, hy kan net uit niks uit 'n 3 druk nie. So dis regtig goeie begaafde spelers. Ja, en dan sien ek daar's 'n paar van die affies ook. Shaw Els het ek gelees was eintlik nog altyd se CD span. Ek weet een van die ander ouens wat ook met Hoërskool Rugby praat, is Johnny Burger hulle. En Johnny het 'n stuk geskryf oor Shaw Els se storie as sulks. 'n Ouetjie wat CD span gespeel het, wonderlike inspirasie, nê, vir ander ouens daar buite. Ja, verseker. Nee, kyk, Saak om 'n lang pad. Hy het laas jaar het hy akademieweek gespeel en ons het 'n besering gehad en ons moet opgetrek kry moet vir die laaste wedstryd. Waar hy baie goed gespeel het en Charles is 'n baie harde werker. Ek dink hy seker in ons pak seker een van die mees konstantste spelers wat elke wedstryd na wedstryd regtig goed speel. Konstant is, gooi goed in, goeie werkverrigting. So 'n baie goeie speler en hy sit regtig die harde werk ook in, baie trots op hom. Die nie amptelike eindstryd toe nou van die of finaal dan nou van die Kruiwenweek tussen die twee WP spanne. Wat was die algemene gevoel daaroor? Ons het nou al 'n bietjie in die verlede ook gesels oor die grense in WP en Boland en skole wat onder WP val en eintlik in die Boland is en so aan. So wat was jou gevoel ten opsigte van daardie nie amptelike finaal? Ja, dit is 'n moeilike een om te antwoord. Kyk, as mense nou gaan volgens die Kruiwenweek en die poele, is dit seker veronderstel gewees om hulle twee wat die finaal moes speel, hulle al twee het als gewen. Ek dink na die laaste dag as ek reg is, was daar net 3 onbewonde spanne gewees. Dit was WP XV en dan die Vrystaat. En ek weet nie almal, baie mense het gevoel die Vrystaat moet die finaal speel. Wat vir ons lekker was toe ons hoor ons speel die Vrystaat, so ons het gesê dis eintlik ons klein finaal dan omdat hulle ook onbewonde was. So ons is baie bly geweest om hulle te speel. Ek dink dit ons ook baie gemotiveer in daai wedstryd om dan daai klein finaal wat ons dit nou genoem het te speel teen hulle en te gewen het. Ja, die twee WP spanne, dit is 'n moeilike ene. En ons het geweet een of ander tyd gaan dit gebeur. Ek dink dit kon seker al gebeur het. Maar op die einde van die dag, as mense na die reëls en regulasies en die rankings kyk en die spanne wat onoorwonde was dit net daai 3 spanne gewees. En ja, toe het hulle uiteindelik teen mekaar gespeel. Ek dink hulle wou dit al lankal gehad het. Die toekoms van Kruiwenweek. Dink jy daar's nog 'n groot toekoms? Daar's soveel ander kompetisies, soveel ander dinge deur die jaar. Die baie rugby, vroeër het ons gepraat het oor beserings, het jy ook gesê party mense sê die baie beserings is dalk as gevolg van die baie rugby. Dink jy daar's nog 'n toekoms vir Kruiwenweek? Is daar nog 'n plek vir Kruiwenweek? Ek dink definitief so. Ek dink die belangrike ding is dat dit moet reg bestuur word. Ek dink daar's 'n paar netjies wat mense miskien dalk hier en daar kan beter doen.
Maar dit is tog 'n toernooi, 'n diverse toernooi waar almal hulle talente kan wys vir die land. En ek dink daar's regtig begaafde spelers. Ek dink as jy na die twee SA spanne kyk, dis regtig die beste van die beste. Daar's regtig goeie spelers wat daar so in speel. En ek meen ons baie van daai spelers wat deur daai stelsel is wat nou, ek meen Wusi Moyo het 'n jaar of twee terug vir die Lions gespeel teen ons. Hy het ons uit die wedstryd geskop letterlik en ek meen daar's hy in die Springbok groep span. So ek dink dit wys vir jou net daar is spelers wat deur die kry en weer kom wat dit groot maak ook. Ek dink dis 'n baie goeie pipeline ook vir SA rugby. Ja, en dan net vir die mense daar buite wat nie weet nie, as ek reg is dit môre wat die twee SA skole spanne teen mekaar speel. Hulle is daar by Grey Hoërskool in Kabega, maar dan ook hulle wedstryd sal 3 uur môre middag plaasvind, maar 1 uur is daar geskiedenis wat gemaak word. Want dit is die eerste keer ooit wat twee meisie rugby spanne, SA meisie skole rugby spanne teen mekaar gaan speel. Vertel ons 'n bietjie, wat is die algemene gevoel tussen die afrigters, julle van die seunskant nou ook, en ja, hoe beleef julle hierdie dat meisies nou begin rugby speel? Ja, ons het geweet dit kom. Dis 'n ding wat jare lank stadig was seker besig om momentum te bou. En ag ek dink hulle geleentheid gekry om nou te speel en ek dink dit gaan net van hier af groter en beter raak. Ek dink dit is maar nog in die beginfase van die vir die meisies. So ek dink daar's nog baie dinge wat beter genoem kan word. Ek dink hulle leer elke dag. So ek dink is 'n goeie beginpunt van hulle om nou te mekaar te speel en ook eers as skole spanne te hê. Daar's nie regtig 'n groot koneksie tussen ons en die meisies nie. Ek moet sê dis nogal heeltemal apart. So ons het eintlik niks met hulle enigstens te doen nie. Ek dink dis ook iets wat dalk bietjie nouer kan saamwerk dalk in die toekoms in. Laat mense hulle bietjie kan help waar hulle hulp nodig het en dan van daar af dit te bou. Ja, want ek bedoel, as ons nou ook kyk na die vroue Springbok span wat nou teen Amerika gespeel het, en die hoeveelheid vordering wat gemaak is, dink ek is dit seker belangrik dan natuurlik ook vir diepte, net soos wat ons aan die manne se kant die diepte half ontwikkel en om op die ou en dan op senior vlak te speel. So as jy nou moet sê vir jou as Bron Pretorius afrigter van die Kruiwenweek, hoe lyk die pad vorentoe? Interessant, kyk ek dink al die unies werk so, jy werk op 'n 2 jaar siklus. So ons het nou eintlik, kyk laas jaar was ek die hulpafrigter, ek was hierdie jaar nou die hoofafrigter gewees. So elke 2 jaar verstryk jou siklus en dan moet jy weer aansoek doen of hulle hou jou aan of goeters of so. So ons weet nie wat volgende jaar gaan gebeur nie. So ons gaan maar kyk wat hou volgende jaar vir ons in. Dis altyd interessant, 'n paar keuses hier en daar en wie wil aansoek doen en wie wil afrig. So ons die toekoms sal leer nou aan die einde van die jaar hoe dinge volgende jaar gaan werk. En as jy kan kies? Kyk, ek het eintlik nogals gedink om klaar te maak, so ek sê dis nou my 13 en 14 jaar by die bulle. Maar ja, ek dis 'n moeilike vraag om te antwoord op die stadium. Ek so 'n bietjie bedink daaroor, maar kom ons kyk, maar ja, ek gaan nie te veel sê nie. Nee, dis baie diplomaties gestel. Hoorie so Brom, en dan jy's by Hoërskool Oosmoed. Wat dink jy is uitdagings van skole wat 'n bietjie kleiner is as die Garsfontein en die Affies daar buite, Menlike Park selfs? Ja, kyk, ek was by Waterkloof voor dit gewees en ek was eintlik by Menlo Park nou voor ek ons motor gekom het, so ek weet eintlik baie goed hoe die struktuur en goedjies daar werk. Ek dink die groot ding maar is die finansiële inspuiting. Ek dink Hoërskool Moed kan nie naby kompeteer as dit by finansiële inspuitings en beurse val kom nie. So ek dink dit is maar die grootste uitdaging. En dan om die spelers hierse by ons te hou wat ons die laaste paar jaar, ek moet sê, nog wel regtig goed reg kry. Maar jy sal altyd die oorlog verloor as dit by die finansies en dan die hoeveelheid beurse is. Dit speel maar 'n groot rol in rugby, dit is so. Maar ek moet sê met wat ons het, doen ons goed, ons is baie trots daarop. Ons het regtig 2 ligas gespring. Ek dink ons speel nou in die liga net onder Waterkloof van Garsfontein, die plaatafdeling waar ons regtig goed kompeteer en ek dink dit is waar ons behoort te kompeteer. So ek moet sê eintlik trots waar ons speel en met wat ons het, Oosmoed. Ja, en ek bedoel, Oosmoed is 'n skool met baie tradisie en ek dink aan spelers wat uit Oosmoed uitkom. En dan nie noodwendig net Springbokke nie, maar ek ken byvoorbeeld daar's 'n jong seun by julle wat verlede jaar matriek was, Jaden Pretorius. En as ek nou net na die plasings wat sy pa op Facebook gesit het oor Oosmoed se rugby, dan lyk dit eintlik baie gesond en soos weer eens soos wat jy sê met dit wat jy het, nê. So ek dink op die ou end
is die feit dat daar ontwikkeling plaasvind en die blootstelling, jy weet baie keer belangriker ook in die groter prentjie. Ja, definitief en ek dink hier by ons is 'n baie diverse gemeenskap. Ek dink van regtig wel af tot mense wat regtig sukkel. So dis 'n baie diverse gemeenskap waarmee jy werk. So maar ja, dis 'n lekker uitdaging. Is lekker om by 'n kleiner skool 'n verskil te maak en om 'n skool te bou. So ek dink dit is 'n uitdaging wat ek mal oor is. Waar is die Kruiwenweek volgende jaar? Weet julle al? Nee, ons wag in spanning. Dit hoort weer binneland te wees. So ja, ons weet regtig nog nie. So ons wag om te hoor. Bram, nou, ek het vir jou nou gevra, hoe sien jy dit jou pad vorentoe, maar ek wil nou eers 'n bietjie terug reverse. Begin dit nou maar vir my. Ek is blond en ek is 'n vrou. Wie is Bram Pretorius? Jy sê jy was by Menlo Park gewees. Hoe het jou paadjie gekom dat jy vanaf 2014 betrokke is by die Blou Bulle? Man, kyk ek was nog altyd lief vir rugby van kleins af gewees. Hier in Pretoria, kry ek gespeel in die laerskool by die Bulle, kry ek gespeel hoërskool by die Bulle en maar altyd 'n passie gehad. Na skool, by die Bulle, by TUT het ek Currie-Beeker rugby by die Pumas gespeel, oorsee gespeel, by die Valke gespeel. En ek moet sê, deur al die jare baie met afrigters doen gekry, verskillende afrigters en nogal 'n passie ontwikkel vir die afrigting. En so terwyl ek gespeel het, begin afrig ook. En ek sal nooit vergeet nie, ek was by Hoërskool Wonderboom Sporthoof gewees en ek het net klaar gemaak by die Pumas, hulle het my gevra maar hoorie, wil ek nie by die Bulle afrig nie. En toe gegaan vir 'n onderhoud en al daai goedjies en ek is toe aangestel daar by die onder 19s gewees. Dit was nog daai jare onder 19 span. Waar daar by Potts gespeel het en 2 jaar daarso by die onder 19s gewees. Baie goed gedoen, ook die toernooi gewen wat Wouter Burger saad by afrig het daarso. Daarvanaf toe Akademieweek toe geskuif waar baie goed gegaan het. Die Akademieweek toe gewen teen die WP en toe Kruiwenweek toe. So ja, lank paadjie gehad en goeters en so. So ek sal graag die Kruiwenweek nog wil wen, dan kan ek regtig al die boksies stiek. Wat ons weet nog al 'n uitdaging sal wees. So ja, maar nog altyd 'n passie vir rugby gehad. En ek het op Facebook gaan kyk. Jy het 'n seentjie. So dink jy hy gaan ook rugby speel? Ja, die mannetjie speel lekker rugby. Ek het 2 seentjies en 'n dogtertjie. Die oudste enetjie speel nou, hy kom volgende jaar Oosmoed toe. So hy speel lekker rugby. Klein boetie ook so, maar sportiewe familie. So ja, ons sal kyk wat die toekoms inhou. Nou as jy een boodskap aan elke speler kan gee wat hierdie week nou die bultry gedra het en dalk nog in die toekoms gaan dra, wat sal dit wees? Jy wat self 'n speler was, jy het vir ons vertel hoe het jy deur die ranks wil ek amper sê gekom om tot hier te wees. Wat is daai motiveringsboodskap wat jou nog altyd gedra het en wat jy graag vir hulle sal wil oordra? Dis ek sê jy sê daar's 'n paar goedjies, ek dink wie nie waag nie wen nie. En dan definitief harde werk word altyd beloon. Kyk, talent speel natuurlik 'n groot rol, maar harde werk wen op die einde van die dag altyd talent. So hou op droom, moet nooit droom nie, droom groot en volg jou drome. So ek sal definitief sê dit ja. Jy het nou genoem dat julle saam met Henning Gericke 'n sessie of 2 gehad het met die Bulle. Vertel ons bietjie meer oor daardie sessie. Wat het Henning vir hulle gesê? Hy is bekend van hoe hy mense motiveer en hoe hy persoonlikhede lees. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, nee, Dok Henning is regtig goed met wat hy doen. Ek dink een van die dinge wat hy met ons oor gepraat het of eintlik met die spelers altans is dat almal jy weet, dis diverse verskillende agtergronde, skole en goeters. En dit is maklik as 'n span wen, dan gaan dit goed, maar wanneer jy agter is en dit gaan moeilik, wat gebeur dan? So when the going gets tough, wat doen nou dan? So hy het nogals baie daarop gehaal, maar jy weet, prosesse wat hy moet volg, kommunikasie, dat ons mekaar moet opbou en juis in die moeilike tye saam trek as 'n span. En jy weet die ander uitdaging wat hy ook gesê het is party van die ouens wat hier in die span is, van die Bulle span is 'n klaar kontrakte vir volgende jaar. Ander spelers het nie kontrakte nie, en ek weet in hulle agtergronde goeters, hulle is amper afhanklik daarvan om te probeer om 'n kontrak te kry of 'n beurs te kry om te gaan studeer of te speel. So om al daai manne op dieselfde bladsy te kry en dieselfde prentjie met dieselfde doel te kry en dat ons mekaar kan help, dat ons mekaar saam op mekaar se drome kan vervul. So ek dink dit was 'n baie goeie sessie wat ons met hom gehad het. Nou, terwyl jy nou so praat oor die ouens, jy het nou genoem party het dalk al 'n kontrak of 'n moontlikheid van 'n kontrak. Wat van die ou wat nou glad nie 'n kontrak, niemand bied vir hom 'n kontrak aan nie.
Beteken dit na Kruiwenweek is daar nou niks meer oor nie, het hy nou die bus gemis? Hoe lyk so ouetjie se toekoms vorentoe as hy nie nou instap by die Bulle of by die Lions of waar ook al nie? Ja, dis baie moeilik. Ek dink baie goeie rugby spelers gaan so verlore. Ek dink daar is definitief baie late bloomers ook wat deurkom en ek dink dit is wat klap rugby meneer Willem Strauss regtig 'n goeie werk doen by die klap rugby strukture wat daarso is. En natuurlik die Waastie beker ook. Ons het regtig al 'n paar gevalle gehad van ouetjies wat net normaal gaan studeer het, wat bly oefen het deur die Young Guns of die onder 20 gekom het, Waastie beker toe. En toe by die Waastie beker uit deur 'n span toe eers geteken is. So ek dink daai platforms is belangrik. Dis belangrik dat klap rugby en die Waastie beker daarso is. Dit is net nog platforms waar spelers raak gesien kan word wat vir hulle kan kontrakte oopspeel daarso. Bram, baie dankie vir jou tyd en sterkte met hierdie fase. Jy doen baie goeie werk en ek dink die feit dat daar ontwikkeling plaasvind, selfs by die kleiner skole, dat jy daardie ouens ook raak sien, beteken baie, nie net vir die Bulle rugby nie, maar vir rugby in Suid-Afrika. En sterkte met jou pad vorentoe, met die groot besluite wat jy moet neem. En ek hoop vir jou pad, jy kan nog daardie boksie tik om te sê dat jy die Kruiwenweek gewen het. Ag nee, maar as baie dankie en dankie. Dit was 'n voorreg geweest om hier met julle te gaan praat. Dankie vir julle goeie werk. Ek dink dit is lekker om met mense te praat en om die ouers en die mense 'n bietjie agtergrond te gee met wat agter die skerms aangaan. So baie sterkte met julle program ook vorentoe en dit was 'n voorreg geweest. Dankie.